hier voorkom staan, die wat hier is. Ons het ook so geskenkpakkie wat ons vir hulle wil uitgee. En dan wil ek vra van die van julle wat ouers het, dat die ouers ook, as julle wil, as julle nie vrymoedigheid het nie, maak dit nie saak nie, ons sal julle nie kwaadlik neem. Maar as die ouers ook hier kan wees en saam met hulle kom staan, sal dit ons help. Ok, baie dankie. Julle moet nou net onderskeid maak tussen die matrieks en die ouers, asseblief. Moenie vir die ouers die pakkies gee nie. Gee net vir die regte mense die pakkies. Sê. Julle kan so 'n bietjie vorentoe staan net vir die ouers om agter julle in te kom en in te pas. Johan, jy gee nog gans en al te veel kinders af aan die groot menswêreld. Asof Johan 20 kinders het. Sê. Ek vertrou is nie een van ons jong mense wat alleen staan nie. Ouers wat by hulle kom staan. Ek wil tog vir julle ietsie lees terwyl ek voorberei het vir vandag. Wil ek julle moet weet, dis nie net 'n tradisie van ons om tieners te bedien op hierdie stadium van julle lewe nie. Om net 'n gebed te doen, want ons doen dit maar elke jaar nie. Ek wil regtig vir jou sê, jy mag dit weet en net die Here weet of dit die waarheid is. Ek weet nie wie almal vir jou bid nie, maar hierdie ou bid vir jou. Omdat jy deel is van hierdie huis van restaurasie, omdat jy deel is van dit waarmee God besig is, bid ek vir jou. En daarom vanmôre wil ek hierdie gedeelte vir jou lees. Jeremia 32 vanaf vers 38 sê, en hulle sal my volk wees, en ek sal hulle God wees. Ek sal hulle 'n onverdeelde hart en 'n vaste koers gee. Dis die eerste ding wat ek vir elkeen van julle bid. Dat die Here vir elkeen van julle 'n onverdeelde hart sal gee. En 'n vaste koers. Ouens, luister mooi vandag. Ek kom uit daai wêreld uit, al verstaan julle dit nie. Ek is vandag amper 63 jaar oud, maar ek was nie altyd, ek is nie so gebore nie. Ek was ook daar waar julle was. Ek het net uit die skool uitgekom in die weermag. Is nie 'n maklike wêreld nie. Ek wil vir julle sê, is nie 'n maklike wêreld nie. Ek glo vandag iets, dis hoekom ek dit oor jou lewe sê. Die God wat my beskerm het, toe ek uit my ma se huis is, en ek in 'n wêreld moes instap, 'n wrede wêreld, kan ek vandag vir julle sê, God het my vasgehou. Ek was anderste. Daar's goed wat almal rondom my gedoen het, ek het geweier om dit te doen. Ek was honderde, duisende kilometer van my ma se huis af, so my ma kon dit nie gesien het. Ek het dit nie gedoen omdat my ma daar was of nie daar. Ek het dit gedoen omdat daar 'n God in my was wat vir my 'n hart gegee het. Hy sê, ek sal julle 'n onverdeelde hart gee om my te dien en nie van my af weg te draai. En dan sê hy, 'n onverdeelde hart en 'n vaste koers. En hulle sal my altyd dien vir hulle eie beswil. En hier kom dit, moenie skrik nie. En vir julle kinders na julle. Waldo, ek weet jy het nou nog nie gedink aan dit nie. Jy het nog nie eens gedink aan 'n vrou dalk nie. Alhoewel, ek sou nie sê jy nie gedink aan 'n vrou nie. Maar ek bedoel, jy het nog nie jou trouvrou, heel waarskynlik nie. Maar God sê, die dag toe jy gebore was, het ek jou nageslag gesien. En ek weet, dit is vir ons moeilik. As jy dit nie glo nie, gaan hoor wat sê God vir Abraham. En 400 jaar later, presies 400 jaar, hy het nie gesê later nie, hy het gesê 400 jaar later, sê hulle terugkom na hierdie plek toe, en op hierdie berg sê hulle my aanbid. En 400 jaar later, toe kom hulle terug, en hulle aanbid God op daai berg. Luister mooi, daar's 'n God wat sê, ek het jou geken, en jou nageslag, voordat jy gebore was. Dis hoekom hy so sê, dien die Here nou, en vir die res van jou lewe, terwille van jouself, maar ook terwille van jou nageslag. En raai wat, hier's van julle wat dit nie glo nie. Hoe weet ek dit? Natuurlik, ek is net nigter en wakker. Hier's van julle wat dit nie glo nie, en dalk maar so 'n bietjie gaan eksperimenteer met die wêreld, net om uit te vind, die wêreld gaan jou seermaak. God sal jou beskerm. Maar ek vertrou die God wat sê, ek sal in jou onverdeelde hart sit, om my te dien. En ek verklaar in die naam van die Here oor elkeen van julle, julle sal elke keer weer terugkom na die God van jou vader en jou moeder, die God wat hulle dien, wat jy weet. Wil julle weet of ek geëksperimenteer het met die wêreld?
Hoe dink julle, wie wil 'n antwoord gee? Dankie, definitief. Willem, ek is so jammer, ek het dalk nou nie ek het nooit drugs gebruik nie, ek het nooit gedrink nie. Ek was te stupid om te rook, tot vandag toe nog. Nooit daai goed gedoen nie, maar moenie dink dis al goeders in die wêreld. Ek ken dit. Ek wil vir julle bid, so laat ek ophou preek. Hy sê, ek sal 'n verblywende verbond met jou sluit. En dan wil ek hierdie woorde, mag dit in jou gees, wanneer jy in die nag alleen op jou bed lê, dalk ergens eensaam alleen en jy weet wat se pad vorentoe nie. Hierdie woorde onthou. Hy sê, ek sal 'n blywende verbond met jou sluit en ek sal nooit ophou om aan jou goed te doen nie. En ek sal in jou die begeerte lê om my te dien en nie van my weg te draai nie. Vers 41, ek sal dit geniet om aan jou goed te doen en met my trou sal ek met alles wat in my is jou elke keer weer terugbring na my toe. Ouers, ek hoop julle vind vrede in God se beloftes. 'n Pa het vir my gesê, weet jy hoekom doen ek wat ek doen? Ek wil net nie hê my kind moet dieselfde foute maak as wat ek maak nie. Raai wat? Hulle gaan dieselfde foute as jy maak. En gee hulle die reg om dit te doen. En vertrou God om dit te gebruik in hulle lewe. Maar hy sal hulle elke keer weer terugbring na hom toe. En hierdie eksamen wat voor lê, pak jy nie alleen aan nie. Doen jou deel en God gaan daai deel doen wat jy nie kan doen nie. Kom ons gaan vir hulle bid, kom ons lê vir hulle hand op. Vader, dankie vir hierdie seuns en dogters. Eintlik al jong manne en jong vroue wat vandag hier staan voor ons en voor u gemeente, voor hulle ouers. Here, u het gesê, ek het jou by die naam geroep. En jy's myne. En al sal jy my vergeet, ek sal jou nooit vergeet nie. Ek sal in jou die begeerte lê om my te dien. Ek sal my verbond aan jou hou. Selfs wanneer jy ontrou is, sal ek getrou bly, want ek kan myself nie verloon nie. Here, ek bid dit af, hierdie woord van Jeremia 32, bid ek oor elke seun en dogter in hierdie plek, dat u nooit sal ophou om vir hulle goed te wees nie, Here. Dat jy elke keer weer sal trek met u liefde na 'n plek, Here, van oorwinning, 'n plek van lewe, vir hulle eie beswil, maar ook vir hulle nageslag, wat hulle nou nog nie sien of verstaan nie, maar u weet dit. En Here, nou bid ek vir hulle elkeen, vir hierdie eksamen wat voor lê. Ek bid vir u genade en u liefde, vir vrede en kalmte in hulle gemoed, dat dit wat hulle inneem, sal hulle kan verwerk en kan onthou en weer met sukses teruggee en verantwoording doen daarvoor. En dankie Here dat hulle sal tyd hê en spandeer voor die boeke. Dat hulle die begeerte sal hê om dit te doen wat reg is. En dat u dit sal doen wat hulle nie kan doen nie. En dat hulle dit sal kan weergee wat hulle inneem op 'n manier wat hulle besef. En as hulle daar uitstap en daai pen neersit, sal hulle weet en mag van hulle groot genoeg wees om te sê, Here, dankie dat u my vandag gehelp het, want ek kon dit nie alleen doen nie. Dankie, u bloed beskerm hulle. As hulle na hierdie eksamen sal instap in 'n groot mens wêreld, sal hulle dit nie alleen doen nie. U is by hulle, u is met hulle. U is saam met hulle, u help hulle. U woord sê u is die een wat hulle help met u eie regterhand. U stuur nie iemand nie, u doen dit, Here. En dankie vir mense op hulle lewenspad, mense in hulle lewens wat u sal gee en sal stuur op die regte bestemde tyd, wat hulle elke keer sal help en ophelp en bemoedig en versterk, wanneer hulle iemand nodig het en nie alleen kan aangaan nie, sal u in hulle lewens mense stuur, om hulle te vat na die plekke toe waartoe hulle moet gaan, as hulle nie weet self hoe om daar uit te kom nie. Dankie vir elke destiny helper, dankie vir elke mens in hulle lewe, en bo alles dankie vir u kosbare Heilige Gees, wat in hulle, met hulle en by hulle is, the one who walks alongside. Seën hulle met dit wat hulle doen en aanpak. Beskerm hulle teen hulle self, beskerm hulle teen die werke van die duiwel, beskerm hulle teen hierdie wêreld en sy wreedheid, en mag hulle, Here, die pad wat hulle stap, u heerlikheid, u goedheid, demonstreer in alles wat hulle doen en aanpak. En ons eer u Vader vir u getrouheid. Hierdie is u seuns en dogters. Ons vertrou u vir dit wat u doen wanneer ons nie daar is en ons kan nie help nie, ons kan nie daar wees nie. U is daar en u sal daar wees en ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Nou hulle gaan gou vir elkeen van hulle net 'n geskenkpakkie uitdeel.